Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Geliefdes in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 48 en ons sing daarvan die 4de en die 5de verse. Die volk van die Here wat bly is en dankbaar om die Here te kan ontmoet in sy woning. Ons wil o Heer wat redding skenk aan al u goedheid bly gedenk as ons te saam is in u woning. Dis die 4de en die 5de verse Psalm 48. Saam met al die Christene oor die wêreld en deur die eeue, en ons sê elkeen in die hart soos volg: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Efesiërs hoofstuk 5 lees ons: vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. En dan staan daar so eentjie verder: dit moet julle goed besef, iemand wat ontuig pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is. Want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Aan die ander kant die genade van die Here, die verlossing, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. En dit is in hierdie agtergrond ook, broeders en susters, dat ons luister na die wet van die Here, soos wat dit in Eksodus 20 vir ons opgeteken is. Daarna gaan ons sing uit Psalm 38, die eerste en die laaste verse. Psalm 38, na die wet van die Here, en daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Ons Vader in die hemel, as ons sing dat U tog die roepstem van die leider moet hoor, dan gaan dit daaroor dat ons besef hoe onwaardig ons is. Hoe onheilig ons is voor U heilige aangesig. Ons wat van geaardheid geneig is om U en ons naaste te haat, en wat ons self voortdurend weer daarop betrap dat ons in ongehoorsaamheid, in ontrouheid, in liefdeloosheid van U en van mekaar af wegdraai. Maar wat 'n wonderlike voorreg dat ons ook kon sing van ons bevryder wat ons altyd uit wil red. U wat nie behaag daarin het dat ons verlore gaan nie, maar wat ons tot bekering roep, wat ons in Christus wil red, wat oorvloedige genade aan ons bewys het. Ons dank U daarvoor. Ons dank U dat ons nie met die las van ons sonde skuld deur die lewe hoef te gaan nie, maar die toekoms blymoedig tegemoet kan gaan in die wete dat ons Here Jesus Christus die straf gedra het wat ons toekom. Dat hy ten volle vir al ons skuld betaal het. En dat ons toekoms in hom 'n ewige heerlikheid is. 'n Heerlikheid, Here, waar daar geen ellende, geen gebrokenheid, geen sonde of kwaad meer sal wees nie. Nou, ons kan ons dit eintlik nie indink nie. Here, want ons leef in 'n tyd van misdaad en geweld. Ons leef in 'n tyd van goddeloosheid, waar mense in onverskilligheid van U wegdraai. Waar daar soveel mense in ons land en in die wêreld is wat U nie wil ken nie, wat U loon. Wat sê dat ons oudtyds is as ons nog voor U buig, die lewende God. En ons dank U dat U deur die Gees in ons harte werk, dat ons daardie kinderlike vertroue kan hê dat ons verlossing in Christus gewaarborg is, dat daar vir ons lewe is. Ons dink aan almal in ons gemeente wat beproef word, wat swaar kry, wat siek is. Almal wat swak is of verswak is. Almal wat bang is of wat bekommerd is. U ken al ons node, Here, U weet wat daar binne in ons harte leef, die dinge waarmee ons worstel, wat baie verdreig om vir ons te veel te word. Gee ons die genade, die geloof, om in alles aan U vas te hou, en nie moed te verloor nie, maar vorentoe te gaan in die wete dat U ons lewens vir ons ten beste bestuur, en dat niks vir U onmoontlik is nie. Dat U ons omstandighede in 'n oomblik en 'n oogknip kan verander. Ons bid vir die verkondiging van U woord, nie net hier plaaslik nie, maar oral in ons land en oor die wêreld waar gelowiges vandag saamkom om U te aanbid. Dat U dit sal seën en dat dit vrug sal dra tot U eer. Ook hier in ons eie omgewing, in ons eie gemeente, daar op Piet Retief, waar die Karel vandag moet voorgaan, die woord bedien, waar ons as gemeente ook na daardie gemeente toe uitreik, Here, om te verseker dat U woord nog verkondig kan word. Seën elkeen van U dienaars.
wil U ook nou ons harte hier oopmaak deur die Gees, dat ons die woord met blydskap sal ontvang, en dit sal uitdra in hierdie week, waar ons elke dag besig is. Ons bid dit met die vergifnis van ons baie sondes in Christus ontwil. Amen. Ons sing Psalm 66, die 4de en die 5de verse. Psalm 66. Laat aardse volke en wêreldmagte vir Israels God jou lofsang hoor, want hy het nie in lydingsnagte ons voet laat uitgly uit sy spoor. Hy het ons in vergange tye, o Heer, betuchtig en bedroef, en ons gelouter deur die leie, nie silwer deur die vuur beproef. Hier gaan dit daaroor dat die Here ook soms beproewinge gebruik om sy volk en om elkeen van ons tot bekering te roep. Nie altyd so nie, maar is dikwels so, dat die Here dit so gebruik, juis om 'n mens tot besinning te bring, om jou te laat nadink oor jou lewe. En ons sing die 4de en die 5de verse, Psalm 66. Ons lees uit 1 Konings hoofstuk 16 vanaf vers 29 en daarna ook 'n kort gedeelte uit Jakobus 5. 1 Konings 16 vanaf vers 29, dis waar Agab die seun van Omri koning geword het van Israel en die sondes wat hy die volk laat doen het, hulle verlei het tot sonde, tot afgodediens. Lees vanaf vers 29. Agab, seun van Omri, het koning van Israel geword in die 38ste regeringsjaar van koning Asa van Juda. Agab, seun van Omri, het Israel 22 jaar uit Samaria geregeer. Agab, seun van Omri, het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. Dat hy voortgegaan het met die sondes van Jerobeam, seun van Nebat, was nog die minste. Hy het ook met Isebel, dogter van koning Ekbaal van die Sidoneërs getrou en die god Baal begin dien
en hom aanbid. Hy het 'n altaar vir Baal opgerig by die Baalstempel wat hy gebou het in Samaria. Ahab het ook 'n gewyde paal opgerig en hy het meer gedoen om die Here, die God van Israel, uit te tart as al die konings van Israel voor hom. In daardie tyd het Giel van Bet-El die stad Jerigo opgebou. Toe hy die fundamente daarvan gelê het, het sy oudste seun Abiram gesterf, en toe hy die poortdeure gehang het, het sy jongste Segub gesterf. Dit was in ooreenstemming met die vervloeking wat die Here deur Joshua seun van Nun uitgespreek het. Maar net die eerste vers van hoofstuk 17, Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Hy het vir Ahab gesê, so seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê. Gaan nou veral oor hierdie laaste vers waar Elia die profeet, die groot profeet van die Here, sê dat dit nie sal reën vir die volgende paar jaar nie. En dan in Jakobus 5 kry ons ook 'n verwysing na hierdie geskiedenis. Ek lees nou vanaf vers 13 tot aan die einde van die hoofstuk. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit vir 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. In hierdie gedeelte, broeders en susters, die verwysing na die gebed wat 'n kragtige uitwerking het in vers 16, die laaste deel, maar dan veral ook die woorde in vers 17, Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Gaan nie soseer vanoggend oor die gebed nie, maar oor die feit dat Elia vir droogte, vir 'n beproewing gebid het. Geliefde broeders en susters, die berig hier in Jakobus 5 en in 1 Konings 17 is nogal skokkend vir 'n mens. Maar stel jy voor, 'n predikant sou vandag op die preekstoel klim en vuriglik tot die Here bid om droogte. Stel jy voor, hy sou in sy ernstige gebed vra dat die Here sy seënende hand moet toemaak, sodat die reën kan wegbly en die aarde kan uitdorp. Stel jy voor, hy sou vra dat die riviere moet opdroog en dat die damme moet leegloop en dat die landerye moet vergaan onder die geweld van die son. Dit is wat Elia destyds gedoen het. Hoe ondenkbaar ook al, hoe
verskriklik ook al. In die tyd van koning Agab van Israel, het niemand anders nie as daardie groot profeet van die Here op sy knieë gegaan en vuriglik gebid, ernstig gebid, dat dit nie moes reën nie. En ek kan mense dalk dink, broeders en susters, dat hy 'n onverantwoordelike ding gedoen het, dat hy impulsief opgetree het, dat hy nie die konsekwensies van sy optrede behoorlik deurdink het nie. Miskien selfs dat hy vyandig teenoor Israel gestaan het en 'n wrok teenoor hulle gekoester het, 'n vloek oor die land wou bring of iets dergeliks. Maar dit is nie so nie. Nee, Elia het in diepe erns, in groot bewoonheid, ten volle onder die besef van wat hy doen en waarvoor hy pleit, tot die Here gebid. Want hy het besef, broeders en susters, dat daar drasties opgetree sou moes word. Dat ingrypende noodmaatreëls nodig geword het om die geweldige geestelike verval en agteruitgang in Israel hier te bring. En daarom sy gebed was in die eerste plek 'n gebed om bekering, om terugkeer tot God. Dat die Here die droogte, daardie beproewing moet gebruik om met sy volk te praat en om hulle tot ware verootmoediging te bring, om hulle tot nuwe toewyding in hulle godsdienst te bring. Dit is waaroor dit destyds vir Elia gegaan het. Sy gebed om droogte was nie vir hom die hoofsaak nie, maar dit was vir hom 'n middel tot 'n doel. Ja, Elia het ingesien dat niks minder nie as 'n nasionale ramp nodig was om Israel tot besinning te bring. En daarom het sy gebed om bekering 'n gebed om droogte geword. Broeders en susters, met die troonbestuiging van Agab en sy heidense vrou Isebel, het Israel in 'n geestelike doodloopstraat beland. Die ware godsdienst is stelselmatig afgetakel en met 'n afgodediens vervang. Die Sidoneese god, die Isebelse god, die afgod Baal, is in die plek van die verbondsgod aanbid. Ons het gelees hoe dat Agab selfs daar in Samaria 'n tempel, 'n afgodstempel laat bou het, en dat hy 'n groot aantal afgodspriesters uit die geboorteland van sy heidense vrou laat invoer het. En so het dit gebeur dat die koning wat die voorbeeld gestel het, die volk mettertyd van die Here af weggelei het, dat die Baaldiens as het ware Israel se nasionale godsdiens geword het. En dan moet jy ook onthou dat die afgod Baal as die god van aardse vrugbaarheid en seën vereer is. Hy was vir die heidens van daardie tyd die simbool van vrugbare grond, 'n goeie oeste en deurdringende reën en groot troppe vee en wat nie alles nie. Ja, as jy 'n boer was en jy wou sukses van jou boerdery maak, as dit vir jou saak van erns was om die droogtes en die pestsiektes vry te spring, om 'n rekordoes van die land af te haal,
dan moes jy eers daar in die tempel van Baal gaan aanbid en aan hom jou offerande bring. En juist daarom dat Elia om droogte gebid het. Die Here sou sy toorn juis op daardie terrein waar die Israeliete in hulle blindheid en hulle dwaasheid aan die afgod Baal toegewys het, demonstreer. Die Heilige God sou hulle juis in die gereserveerde gebied van die afgod sou hulle tref. As Agab die volk dan wil leer om op Baal te vertrou vir goeie reën en vir rekordoeste, dan sal die Here aan hulle toon dat Baal juis nie goeie reën en rekordoeste kan gee nie. Ja, die Here sal sy volk toespreek en tot bekering roep in die hitte van die son en die droogte, as die aardkors opkrummel en die akkers verskroei, as die spruite gaan staan en die fonteine opdroog, as die wolke wegtrek en die diere kwyn en die warm woestynwinde oor die velde van Palestina waai. Dit is waarom Elia destyds op droogte gebid het. Terwyl Israel hulle offers op die altare van Baal gebring het, het die profeet op sy knieë gegaan voor die God van wie daar staan dat hy van die wolke sy wa maak en die wind sy boodskappers, en het hy gesmeek dat daar geen oeste moet wees nie. Hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. Dat daar materiële teëspoed en swaar kry moes kom. Want immers, broeders en susters, wat baat dit 'n mens? Wat baat dit jou as jy die hele wêreld wen, maar aan jou siel skade ly? Wat sou dit die volk baat? En wat sal dit een van my baat om 'n rekordoes te maak as die Here nie daar is om jou in sy liefde en in sy genade toe te vou en uiteindelik in sy ewige heerlikheid te laat deel? 'n volk of 'n mens sonder God is 'n volk of 'n mens sonder 'n toekoms. En daarom was daar die knellende droogte met God 1000 maal verkiesliker bo oorvloedige reëns sonder God. 'n misoes met God was vir die profeet beter as 'n rekordoes sonder God. Veel eerder die dood met God as die lewe sonder God. Broeders en susters, as jy terugblaai tot by Deuteronomium 28, sal jy sien dat die Here baie jare van tevore reeds vir Israel gesê het, as jy nie luister na die Here jou God nie, en jy gehoorsaam nie al sy gebooie en voorskrifte nie, sal die hemel bo jou soos brons word en die aarde onder jou soos yster. Die Here sal die reën van jou land poeier en stof maak. En dit is presies wat in ons teksgedeelte gebeur het. Die volk was ongehoorsaam. Hulle het nie die gebooie en die voorskrifte van die Here gehou nie. En toe het die Here die reën van die land poeier en stof gemaak. Ja, vir 3 jaar en 6 maande lang was die hemel as het ware van brons of van koper, soos wat die ou vertaling dit stel. Die almagtige God het sy seën in 'n hand toegemaak.
Ander woorde, geliefdes in die Here, Elia het maar net gebid om die vervulling van dit wat daar in Deuteronomium 28 staan. Die Here het sy oë oopgemaak om die sonde van sy volk skerp en duidelik raak te sien. En omdat hy oor sy volk bewoe was, omdat hy oor hulle begaan was, omdat hy oor hulle bekommerd was, hulle lief gehad het, het hy dit in sy gebed opgeneem. En as hy dan bid, Here, verbreek tog hierdie Baaldiens, ontmasker tog hierdie afgodediens, roei tog die materialisme onder ons mense uit, gee tog bekering, dan word sy gebed 'n gebed om droogte. Daar is die droogte dan, volgens Deuteronomium 28, die pad van die woord is, om die volk tot bekering te bring, en tot besinning te bring. Here, laat dit dan gebeur. Dan is dit goed. Dan moet dit kom. En daarom sê ons, die profeet het nie in die eerste plek om oordeel en straf gebid nie, maar het om genade gebid. Om ontferming. Here, as die droë woestynwinde en die hittegolwe en die verskroeide aarde die weg is om 'n volk te red, as dit die pad is wat die Here met jou en met my moet loop, om behoue te bly, dan moet dit gebeur. Dan is dit reg. En Elia het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Daar staan in die gedeelte in 1 Konings 17 dat Elia vir Agab gesê het, so seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val, behalwe as ek so sê. En hy word behalwe as ek bid tot God. Wat sê dit vir ons, broeders en susters? Dit sê daar kom tye in die lewe van 'n mens en van 'n volk, wanneer die profete, die dominees, die gelowiges moet bid om droogte, om swaar kry. Wanneer 'n volk sy rug op die Here draai, wanneer hy die gebooie van God nie meer ag nie, dan moet gelowiges dit oorweeg om in hulle gebede om teëspoed te pleit. En as die liefde verkoel het, as materiële welvaart so belangrik geword het, dat daar nie meer plek is vir God in jou lewe nie, dan het daar 'n dag aangebreek wat so rampspoedig vir jou is, dat die katastrofe van 'n droogte, van 'n beproewing, 'n geringe prys is om te betaal, as die Here dit gebruik om bekering te bewerk. En so kan ons voortgaan. Broeders en susters, as die Here nie meer in ons land, of hier in ons dorp, selfs hier in ons kerk, gedien word nie, het dit tyd geword vir ingrypende noodmaatreëls, om dit van ons hemelse Vader af te smeek. Want 'n moordende droogte is verkiesliker as reën op die land. En 'n skokkende nasionale ramp is verkiesliker as 'n hoër goudprys en beter salarisse vir almal. Solank dit 'n volk weer op sy knieë laat gaan, solank dit die mense weer leer om te bid, solank dit bekering bewerk, solank die kerke voller word, en u en ek weer
die Here met oorgawe dien. Want 'n volk sonder God, 'n mens sonder God is 'n volk sonder 'n toekoms. 'n volk sonder God is 'n verlore volk. Is 'n volk sonder hoop. Maar aan die ander kant, as die Here weer met oorgawe, met opregtheid gedien word, hoef jy jou nie te kwel oor wat jy gaan eet en oor wat jy gaan drink en oor wat jy gaan aantrek nie. Ja, daar staan al daardie dinge sal volgens die belofte van die Here vir ons bygevoeg word. Die Here sal dit vir ons gee. Hy wat die droogte stuur, is ook die een wat die voëls van die hemel voed en wat die lelies van die veld in pragt en skoonheid tooi. Hy sal vir sy kinders sorg. Daar staan in Jakobus 1, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Met ander woorde, die Here gebruik beproewinge om met jou te werk, om met jou te praat, om jou aan hom vas te bind. Hy gebruik beproewinge om jou geloof te louter, sterk te maak, om die dinge wat nie reg is in jou lewe nie, reg te maak. Hy gebruik beproewinge om jou tot volle geestelike rypheid te bring, sonder enige tekortkoming. En daarom staan daar ook in Hebreërs 12, verdra die tug, die swaar kry in jou lewe, as opvoeding. Opvoeding. En dan staan daarby, wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewe dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug. Vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. En daarom, broeders en susters, wat sê dit vir ons? As ons in ons land hoor van misdaad, van geweld, van korrupsie, van allerlei ellendes, verskriklike siektes, vigs en Ebola en wat nie alles nie. As daar werkloosheid is, as daar kragonderbrekings is, as daar ellende is, armoede is, sê dit nie vir ons dat die Here met ons besig is nie. Sê dit nie vir ons dat die Here op besinning, op bekering wag nie. Sê dit nie vir ons dat die Here die baie gebede van gelowiges wat vir die behoud van sy kinders gebid het, gepleit het, dat hy dit verhoor het, en dat hy as het ware soos in die dae van Elia beproewinge stuur, rampe stuur, om met ons te praat en om ons na hom toe terug te bring. Ons bede is dat een ek die genade sal ontvang, nou die mense van hierdie land die genade sal ontvang, om die roepstem van die Here in hierdie dinge te hoor. En dit ons dan sal kom tot ware verootmoediging voor die lewende God. Tot waaragtige bekering. Want broeders en susters, eers as ons weer 'n biddende volk geword het. Eers as ek weer geleer het om met die Here te worstel op ons knieë. Mense wat die Here dien, kan ons ware en blywende seën verwag. Want immers
So die Here ons uitdruklik verseker, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge, alles wat ons nodig het, sal vir julle bygevoeg word. Amen. Kom ons sing Psalm 119, vers 23. Voordat ons saam bid, vers 23, voordat ek verdruk was, Here, het ek dwaalsiek almaar voort die verkeerde pad gewandel. Maar nou nadat ek verdruk is, let ek op u woord. Dis Psalm 119, vers 23. Vader in die hemel, ja, eintlik moet ons dankbaar wees. Of soos wat Jakobus dit in die brief stel, onder inspirasie van u Gees, moet ons baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor ons kom. Omdat ons weet dat u dan met ons besig is. Dat u met ons bemoeienis maak, dat u ons nie gelos het nie. Dat u ons tot bekering roep, tot 'n nuwe lewe in Christus. Want so, Here, sou ons dwaalsiek almaar voort, soos ons nou pas gesing het, voortgegaan het, as u ons nie tot stilstand bring. As u ons nie by tye in ons lewe, as dit ware weer op ons knieë dwing, as weer 'n slag na binne, wat kyk na onsself, ons eie harte, om dit voor u te ondersoek. Gee ons die genade, die insig, die geloof, die liefde, die krag wat ons nodig het, Here, om onsself eerlik te ondersoek. By onsself te begin en die dinge wat nie reg is in ons lewens nie reg te maak tot die eer van u heilige naam. En troos ons ook met hierdie wete. Die wete dat u 'n pad met elkeen van ons loop. Dat u 'n duur prys vir ons betaal het en dat niks en niemand ons uit die hand van ons Here Jesus Christus kan ruk nie. Dat u ons sal vashou, al moet ons dan ook deur die dal van doodskade weer gaan. Vergewe ons al ons sondes om Christus ontwil. Amen. Nadat die liefdegawe is opgeneem, sing ons ook verse 25 en 27 van Psalm 119.
wat U my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir my, want daardeur het U my dieper in U kennis ingelei. Dis verse 25 en 27, Psalm 119. Ontvang die seën van die Here en van sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.